2 Petrus, dag 24, saam met my Rinus van Sion in Parys. Voorreg om saam met jou te kuier. 2 Petrus, hoofstuk 3, vers 12. Sien uit na die dag van God, en maak het nog gouer kom. Die dag waarop die Here die hemele aan die brand sal steek, en die hemelliggame in vlamme sal wegsmelt. Vanmôre wil ek praat oor moenie passief wees nie, of in ander woorde, beweeg. Die idee van die Griekse teks is dat ons nie passief na die dag van God moet soek nie, maar dat ons eintlik die vermoë het om dit te versnel. Ek het gedink God is soewerein, sê jy. Hy is, maar in die skrif sien ons 'n soewereine God wat geraak en beïnvloed word deur sy mense en hulle samewerking. Voordat hulle die beloofde land binne gegaan het die kinders van Israel 12 spioene gestuur om dit te ondersoek. En omdat hulle verkies het om in vrees terug te trek eerder as om geloof vooruit te gaan, was hulle bestem om 40 jaar lank in die woestyn te dwaal. Gaan lees Numeri 13. Die kinders van Israel het eintlik God se rooster met 40 jaar vertraag. Nog 40 dae en Ninive sal vernietig word, het Jona verklaar. Maar die volk het berou gehad. En God het verkies om nie die stad te verwoes nie. Gaan kyk in Jona 3. Ja, God is soewerein. Ja, God is in beheer. Maar hy neem die gesindhede en samewerking van die mense in by sy soewereine plan. Deur dit te weet, sê Petrus dat ons sy wederkoms kan verhaas. Soos ons getuig, deel en mense uitnooi om deel van die familie te wees en 'n besluit vir Jesus Christus te neem, bring ons eintlik die dag van sy wederkoms nader. Die Here seën jou. Amen.